Baie welkom by hierdie digitale erediens. Mag jy die teenwoordigheid van God op 'n baie spesiale manier beleef, waar jy ook al na hierdie erediens kyk. Ons gaan vandag voort met die reeks Vind God in die gewone. En vandag gaan ons spesifiek kyk na Vind God in jou trane. En omdat hierdie nie 'n gewone bymekaar kom is nie, maar 'n saamwees in die teenwoordigheid van die lewende God, groet ek jou in die naam van die Vader, wat vir jou lief het, baie meer as wat jy verstaan of dink. In die naam van Jesus Christus, wat vir jou gesterf het en die dood oorwin het. En in die naam van die Heilige Gees, wat by jou is en jou troos. Ons gaan vandag na 'n wonderwerk kyk wat Jesus gedoen het. Maar voor ons na die spesifieke wonderwerk kyk, kom ons vra die vraag, hoekom is wonderwerke in die Bybel opgeteken? Ons kyk dan ook spesifiek na hoekom Lukas wonderwerke opgeteken het, want ons gaan kyk na 'n wonderwerk wat Lukas beskryf het. Lukas wil ons herinner aan God wat oorwin het, en dat ons deel is van die koninkryk van God, waar niks meer hou vas op ons het nie. Nie dood nie, nie siekte nie, nie hartseer nie, nie swaar kry nie. Ons is nou reeds aan die oorwinningskant. Ons moet dit leef. En Lukas herinner ons daaraan. Verder wil Lukas ons herinner en vertel van die deernisvolle liefde in Jesus, wat God vir ons het. Jesus wat vir al mense oplet op die rand van die samelewing. Mense wat gewoonlik deur die godsdienstige mense misgekyk of oorgesien is of op neergekyk het. Jesus wat God se deernisvolle liefde openbaar, is die oorwinnende Here, selfs oor siekte en die dood. Deur sy vertelling van die wonderwerke, wil hy dat mense glo. Glo in 'n God wat sy hart vol deernis is. 'n God wat ons koning is, ons Here. Hy wil ons inspireer en ons troos. Wanneer ons deur die evangelies blaai, sien ons ook dat Jesus baie emosies beleef. Een navorser wat dit spesifiek gaan na Jesus se emosies gaan kyk het, kon 39 verskillende emosies raak sien wat Jesus beleef het. Want Jesus was God wat mens geword het. Hy het emosies beleef soos wat ons emosies beleef. So hy verstaan elke emosie wat jy kan beleef. Wat die verhaal van die vrou van Nain vir ons baie sterk wys, is wat Jesus voel wanneer ons hartseer en trane beleef. As Jesus so gevoel het teenoor die weduwee van Nain, voel hy ook so teenoor jou. Kom ons lees Lukas 7 en kyk hoe voel Jesus oor ons in ons hartseer en trane. Lukas 7, vers 11. Kort daarna het Jesus na 'n dorp met die naam Nain gegaan. Sy disippels en 'n groot skare het saam met hom gereis. Hy het naby die poort van die dorp gekom. Juist toe word daar 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee. Daar was heelwat van die mense van die dorp saam met haar. Toe die Here haar sien, het haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Hy het nader gegaan en aan die draagbaar geraak, en die draers het gaan staan. Toe sê hy, jong man, ek sê vir jou, staan op. Die dooie het regop gesit en begin praat, en Jesus het hom aan sy moeder teruggegee. Vrees het almal beetgepak en hulle het goed geloof met die woorde. 'n Groot profeet het onder ons opgestaan en God het omgesien na sy volk. Hierdie nuus oor hom het deur die hele Judea en al die omliggende gebiede versprei. Kom ons kyk nou of ons hierdie verhaal kan visualiseer. Jesus kom nader na die stad toe en daar's 'n begrafnisstoet wat uit die stad uit beweeg. Hierdie begrafnisstoet was verseker anders as vandag se, waar ons meestal nie meer 'n stoet het nie.
Die oorledene word op 'n draagbaar deur die strate gedra, na die graf wat buite die stad sou wees. Gewoonlik 'n familiegraf. En in hierdie geval sekere graf waar die pa reeds begrawe is. Saam met hierdie draagbaar met die oorledene is daar 'n skare van mense wat klaagliedere sing. Enige een kon by die stoet aansluit, ook die professionele rouklaers. Die feit dat hierdie weduwee haar enigste seun verloor het, sou die mense baie hartseer maak. Want nou is sy ma weerloos. Daar's min feite eintlik. Ons weet nie hoe oud die ma was nie. Ons weet nie hoe oud die seun was nie. Wat ons weet, is dat sy 'n weduwee was, wat haar enigste seun verloor het. En dat dit hoogstens die vorige dag gebeur het dat die seun dood is, want in daardie tyd het hulle nie al die metodes en die balsams en goed gehad wat ons vandag het nie. En daarom moes die liggaam vinnig na die graf geneem word, waar hy dan toegemessel is, en waar die lijk dan verder kon ontbind. Daarom kan ons aflei dat dit nie langer as 'n dag terug gebeur het nie. Die liggaam is op 'n tipe oop draagbaar gedra, nie 'n toekus soos vandag nie, hoogstens en moontlik toegegooi met linne. Ons weet ook nie waarom hierdie seun dood is nie. Ons weet net dit was 'n weduwee en haar enigste seun is dood. Hierdie vrou wat reeds haar man verloor het, sy seun is ook nou dood. Stel jou haar emosie voor. Rou, hartseer. Nie wetend wat haar toekoms gaan inhou nie. Oorweldig deur haar verlies. Hoor dan wat sê vers 13. Toe die Here haar sien. Jesus sien die weduwee raak. Hy kyk nie net nie. Hy sien. Hy kon maklik net stil gestaan het en gewag het dat die begrafnisstoet verbygaan, sodat hy in die stad in kan gaan. Maar hy sien. Hy sien 'n weduwee in haar weerloosheid. In haar hartseer sien hy haar raak. Wanneer ons die evangelies bekyk, dan sien ons dat meer as 40 keer kry ons hierdie verwysing dat Jesus iemand raak sien. Dis eintlik half vreemd, want sien Jesus dan nie almal nie? Hier beskryf die sien 'n dieper raak sien. Nie net 'n kyk nie, 'n raak sien. Te midde van hierdie gaas van hierdie groep mense. Die klomp wat wil in die stad ingaan en die begrafnisstoet wat uitgaan. Te midde van dit, die lawaai, die gehuil, sien Jesus die weduwee raak. Hy sien haar pyn, haar vrese, haar desperate rou. Want nou is hierdie begrafnisstoet verby. En dan moet sy alleen gaan leef. Dan is sy weerloos in 'n kultuur waar die mans in jou lewe jou status in die samelewing bepaal. En Jesus sien haar en hy kry haar innig jammer. Hy voel vir haar dieselfde as wat hy vir jou voel wanneer jy seer het. Hy voel vir haar dieselfde as wat hy vir jou voel wanneer jy swaar kry in jou huwelik. Hy voel vir haar dieselfde as wat hy vir jou voel wanneer jy rou en dalk sukkel om weer te lewe. Wanneer jy sukkel om die rekeninge te betaal, wanneer jy swaar kry in die proses van kind grootmaak, wanneer jy nie verstaan wat in die lewe met jou gebeur nie, wanneer jy bid en bid en bid vir 'n kind wat die verkeerde besluite maak. Hy voel vir jou dieselfde as wat hy vir hierdie weduwee gevoel het, toe hy haar raak sien, want hy sien jou raak. Hy weet wat hy beleef, wat jy beleef.
Vers 13, toe Jesus haar sien, het haar innig jammer gekry. Sy hart het oorgeloop van liefde en deernis vir haar. Die Griekse woord wat hier gebruik word, beskryf dit so goed. Splagnitzomai. Dis 'n ongelooflike woord wat beskryf wat Jesus gevoel het. Dit sê letterlik, jou ingewande kom in beweging. Jou binneste draai. Op die krop van jou maag, dis waar jy voel. Daar is nie 'n sterker woord in Grieks om die diepte van die deernis en die emosie te beskryf nie. Om vir iemand anders uit jou maag te voel, uit jou darmes. Dalk ken jy daai gevoel. Dalk het jy dit eers al vir iemand gevoel. Dalk voel jy dit vir jouself in jou eie ervarings. Daai gevoel wat so diep in jou ingewande sit. Dit voel of jy gaan naar word. En dis presies wat splagnitzomai beskryf. Daai gevoel op die krop van jou maag. Dis wat Jesus vir die weduwee gevoel het. Toe hy haar sien. Toe hy haar seun en haar trane sien, het sy binneste in beweging gekom. Hy het sy emosie diep beleef, net soos wat hy voel vir jou. Wanneer hy jou sien in jou seer en jou trane, in jou rou, en jou nie weet nie. Dalk het jy nodig om dit vandag te hoor, om te hoor dat God jou sien. Hy sien jou hartseer en trane. Hy weet presies waardeur jy gaan. Hy verstaan jou emosie want hy dit beleef. En hy gee vir jou meer om as wat jy kan verstaan of as wat jy jou kan verbeel. Hy sien jou trane, jou desperaatheid. Hy weet wanneer jy soveel emosies beleef dat jy sukkel om asem te haal. Wanneer jy angs beleef. Wanneer jy bang is, wanneer jy eenvoudig net moeg is vir die eise wat hierdie lewe aan jou stel. Hy sien ook die wonde waarmee jy leef, die hartseer wat jy beleef het wat nog nie genees het nie, of wat jou seer gemaak het en wat nog by jou is. Hy sien jou. Jesus sien hierdie rouende enkelmamma en hy pyn saam met haar. Sy binneste kom in beweging. Hy sê vir haar, moenie huil nie. En hy breek 'n groot reël van daai tyd. Hy raak aan die draagbaar. Dit was ongehoord. Die Fariseërs het 'n reël gehad. Een van die godsdienstige reëls van daai tyd. Dat jy nie aan 'n dooie liggaam of enige iets wat aan 'n dooie liggaam raak mag vat nie. Maar Jesus gee op daai oomblik so om vir daai weduwee dat hy nie anders kan nie. Dat hy nie omgee dat hy 'n reël breek nie. Sy binneste het in beweging gekom vir die weduwee. Hy sien haar en hy reageer. Hy wek haar seun op uit die dood. Die seun sit regop. Die seun praat. Saam met hierdie wonderwerk was daar ook 'n skare van mense saam met Jesus gekom het, wat gesien het wat Jesus gedoen het, en ook die mense in die begrafnisstoet. Nou is die vraag, hoe reageer hierdie mense op wat hulle sien, wat gebeur, wat Jesus gedoen het? Hulle is in verwondering. Hulle word gevul met ontzag en vrees. Hierdie wonderwerk lei tot verwondering oor God se werk en hoe mense sien. Hulle sê, Jesus is 'n profeet soos Elia en Elisa. Hulle het nog nie verstaan dat Jesus die oorwinnaar is nie, dat hy die Here is nie. Maar as gevolg van hulle verwondering, hulle vrees, gaan vertel hulle en versprei die nuus oor Jesus. Wat interessant is dat dat Lukas die enigste skrywer is wat van Jesus praat as die Kyrios voor die kruisiging en die opstanding. Jesus die Kyrios verwys na Jesus se verhewe posisie van oorwinning na sy opstanding. Jesus as die oorwinnaar, Jesus as die Here. Hier na hierdie wonderwerk, na Jesus die weduwee raak gesien het, praat hy van Jesus as die Here. Lukas doen dit ook op 'n paar ander plekke in sy evangelie.
Die mense is geraak deur wat hulle gesien het. Hulle reaksie is een van vrees, van wow, van verwondering en respek. Hulle besef hier het iets unieks gebeur. Hulle het God se majesteit gesien deur die een wat die wonderwerk gedoen het. Wat sien ons in hierdie verhaal? Ons sien twee goed. Die eerste is, ons sien Jesus se hart. Sy omgee, sy deernis en sy bereidheid om uit te reik na iemand in nood. Hy neem die inisiatief, hy sien die weduwee raak, hy vertroos, hy herstel die seun. Terselfdertyd wys hy sy almag. Hy's gemaklik met sy almag in hierdie situasie van die weduwee se weerloosheid. Hy wys dat hy God is. Hierdie Jesus het niks verander nie. Hy is steeds dieselfde. Hy verstaan steeds elke menslike emosie. Hy het dit self beleef. Hy is die Here. En juist dit kan ons hoop gee in ons eie seer en trane. Jesus sien jou. Hy verstaan jou seer en jou trane. Hy stop by jou en hy steek sy hand na jou toe uit. Die vraag vandag is, waar is jy in hierdie verhaal? Is jy deel van die skare wat agter Jesus aanloop en meer van hom wil leer? Is jy deel van die skare in die begrafnisstoet wat omgee vir 'n weduwee wat haar enigste seun verloor het? Dalk is jy vandag die weduwee, dat jou seer en jou trane jou oorweldig. Dalk is jy die persoon op die draagbaar wat 'n wonderwerk nodig het. Dalk het jy al so afgestomp en moeg geraak, dat jy nie meer voluit leef nie. Dalk is daar wonde wat jy Jesus moet toelaat om te genees. Dalk het jy vandag God se aanraking nodig om weer voluit te kan lewe. Waar jy ook al is, Jesus sien jou. Sy binneste kom in beweging omdat hy vir jou so lief is en vir jou so omgee. Wat is jou reaksie op Jesus vandag? Wil jy in verwondering voor hom neerval? Wil jy erken wie hy is? Wil jy onthou dat hy jou raak sien? Daar waar jy nou op hierdie oomblik is, watter emosie jy ook al beleef. Onthou, Jesus is die Here. Hy het oorwin. God is die koning wat heers en ons saam met hom. En die Heilige Gees help ons om dit alles te verstaan. En hy staan by ons wanneer ons swak is. Ek gaan nou vir jou geleentheid gee om self met die Here te praat. Praat met hom oor wat in jou lewe en hart gebeur. Dankie Here, dat ons in hierdie oomblikke kan weet dat U ons raak sien. Dat U by ons is. Dankie dat ons weet dat U oorwin het. Dankie Here dat ons weet dat U heers en dat U die koning is. Dankie dat ons weet dat ons veilig is, omdat U ons raak sien. Help ons om te leef in verwondering oor wie U is. Amen.